ons gehoor hoe dat Saul na die profetekamp by Rama gegaan het en hy het hom daar soos 'n profeet gedra. En dit is mos juis waarheen Dawid gevlug het om van Saul af weg te kom. In 1 Samuel 20 vertel die Bybel dat Dawid toe ook uit die profetekamp gevlug het en dat hy toe weer na Jonathan toe gegaan het, sy boesemvriend. En hy het toe vir Jonathan gevra: "Wat het ek verkeerd gedoen teen jou pa? Hoekom wil jou pa my doodmaak?" En Jonathan sê toe vir Dawid: "Moenie bekommerd wees nie, jy sal nie sterf nie. My pa vertel my alles wat hy wil doen. Hoekom sal hy nie vir my sê dat hy jou wil doodmaak nie? Dis nie waar dat my pa jou wil doodmaak nie." Maar Dawid het die vrede nie vertrou nie. En hy sê toe vir Jonathan: "Jou pa weet jy hou van my. Hy het geweet hy sal jou net ontstel as hy jou vertel hy wil my doodmaak. Maar ek weet, hy gaan my doodmaak sodra hy die kans het." En toe beloof Jonathan vir Dawid dat hy vir Dawid sal waarsku die oomblik as hy uitvind dat sy pa van plan is om Dawid dood te maak. En hulle spreek toe 'n plan af hoe Jonathan vir Dawid kan laat weet of hy veilig is of nie. Dit was die tyd vir die nuwe maanfees en Dawid was bang om die fees by te woon. Jonathan sê toe vir Dawid: "Môre is nuwe maanfees en my pa sal sien jy's nie daar nie, want jou sitplek sal leeg wees en oor môre moet jy kom en gaan wegkruip op die plek waar jy voorheen weggekruip het. Jy moet by die eselklip gaan sit. Ek sal dan 3 pyle verby die klip skiet. En ek sal maak of ek na iets skiet en ek sal die seun wat by my is stuur om die pyle te gaan haal. As ek hard vir die seun sê, kyk, die pyle is tussen my en jou, bring hulle, dan moet jy kom, want dan is daar nie probleme nie, so seker soos die Here leef. Maar as ek vir die seun sê, die pyle is daar aan die kant jou, dan moet jy gaan, want dan stuur die Here jou weg. Maar onthou wat ons vir mekaar gesê het, ek en jy, moet dit nie vergeet nie. Die Here is altyd die getuie wat ons vir mekaar gesê het. Dawid het toe in die veld weggekruip en nie die nuwe maanfees bygewoon nie. Saul het eers niks gesê nie. Maar toe Dawid die volgende dag, die tweede dag van die nuwe maanfees nie daar is nie, toe vra Saul vir Jonathan: "Hoekom het die seun van Isaai nie kom eet nie? Nie gister nie en ook nie vandag nie." Jonathan het toe met 'n hele storie vorendag gekom van hoe dat Dawid hom gesmeek het om na sy familie toe in Bethlehem te gaan om saam met hulle daar 'n offer te bring. Maar Saul het deur Jonathan se storie gesien en gesê: "Jy is soos die seun van 'n slegte en 'n ontrou vrou. Ek weet jy wil die seun van Isaai help teen my. Jy het jou eie naam en jou ma se naam sleg gemaak, want jy sal nie koning kan word solank die seun van Isaai lewe nie. Stuur nou dadelik manne om hom te gaan haal, hy moet sterf." Jonathan vra toe vir sy pa: "Hoekom moet hy sterf? Wat het hy verkeerd gedoen?" Toe gooi Saul sy spies na Jonathan toe. Hy wou hom raak gooi. Jonathan het toe besef Saul wil vir Dawid doodmaak. Jonathan was so kwaad dat hy van die tafel af opgestaan het sonder om iets te eet. Jonathan en die seun is toe weer na die plek waar Dawid weggekruip het. Daar het Jonathan toe die teken gebruik waarop hy en Dawid besluit het. Toe hy die seun stuur om die pyle te gaan haal wat hy afgeskiet het, toe skreeu hy vir die seun: "Die pyl is aan die ander kant jou." Dawid het onmiddellik geweet wat dit beteken. Toe die seun met die pyle terugkom, het Jonathan die wapens vir die seun gegee en hom beveel om dit terug te neem na die stad toe. Toe die seun weg is, het hy en Dawid mekaar omhels en hulle het mekaar gesoen en mekaar weer in die naam van die Here beloof dat daar altyd 'n ooreenkoms tussen hulle twee sal wees. So is Dawid toe daar weg en Jonathan het teruggegaan na die stad toe. Volgende keer vertel ek verder wat toe met Dawid gebeur het.